Goeiemôre, goeienaand en welkom by Straatwys. Ek hoor gereeld mense sê, ek wil net gelukkig wees. En ek dink altyd by myself, dis wonderlik. Maar dan wonder ek, wat beteken dit? Want geluk is soos om te sê, ek wil graag daar uitkom. Ja, dis great, maar waar is daar? Is geluk miljoene in die bank? Is dit 'n gesonde liggaam, 'n mooi huwelik, gesonde kinders, roeping, vakansies, innerlike vrede, 'n huisie by die see? Want as jy nie weet wat jy probeer bereik nie, hoe gaan jy weet wanneer jy daar is? En nog belangriker, wat as jy reeds baie daarvan het waarna jy soek, maar jy herken dit nie? En dink baie van ons lewe is soos mense wat na hulle bril soek, terwyl die bril reeds op hulle koppe sit. Ons soek geluk, ons jaag geluk, ons bid vir geluk. Maar ons stop nooit om te vra, hoe sal ek weet as ek dit gekry het nie? En hier is waar dit interessant raak, want dalk is geluk nie 'n plek nie. Dalk is dit nie 'n bestemming nie. Dalk is dit eerder soos asemhaal. Iets wat jy beleef terwyl jy leef. Nie iets wat eendag wag wanneer alles perfek is nie. Want as geluk altyd in die toekoms is, dan leef ons altyd met hierdie gedagte, net nog een ding, net nog 'n bevordering, net nog 'n huis, net nog 5 kilogram minder, net nog een vakansie, net nog meer. En skielik leef ons hele lewe op pad na geluk, sonder om dit ooit in te haal. Prediker het dit duisende jare gelede al raak gesien. Hy noem dit om wind te vang. Want as geluk net daar ander kant lê, sal daar altyd nog iets wees om na te jaag. Jesus sê iets merkwaardig, die koninkryk van God is binne in julle. Nie eendag nie, nie net daar ander kant nie, hier en nou. Oosterse wyshede praat ook van hierdie oomblik. En Taoïsme sê dat die lewe nie wag vir wanneer jy uiteindelik arriveer nie. Die lewe is besig om nou te gebeur. Boeddhistiese wysheid leer dat baie van ons lyding ontstaan omdat ons altyd elders wil wees. Ons gedagtes is in môre, ons harte is in gister en intussen mis ons vandag. Die moderne sielkunde stem saam. Navorsing wys dat mense wat dankbaarheid beoefen en betekenis in hulle daaglikse lewe ervaar, dikwels gelukkiger is as mense wat prestasie najag. Want geluk en betekenis is familie. En miskien is dit hoekom Paulus uit die tronk kan skryf, wees altyd bly. Voel amper absurd, nou, want hy sit in die tronk. Maar Paulus verstaan iets. Geluk is nie altyd omstandighede nie. Dis ook nie voorgee dat alles perfek is nie. Dis 'n houding, 'n bewustheid, 'n oopheid vir die goeie wat reeds daar is. Die moderne spiritualiteit praat van bewustheid, van om werklik teenwoordig te wees, om die koppie koffie te proe, die sonsondergang te sien, jou kind se lag te hoor, jou geliefde se hand vas te hou. Want die lewe bestaan nie uit groot hoogtepunte alleen nie. Die lewe bestaan uit duisende klein oomblikies wat elke dag gebeur. En miskien wag geluk nie vir jou by die eindpunt nie. Miskien is dit al lankal saam met jou in die motor van jou lewe. Ons is net so besig om by die bestemming te probeer uitkom dat ons vergeet om na die landskap te kyk. Psalm 118 sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Nie môre nie, hierdie dag, hierdie oomblik, hierdie asemteug. Want dalk is geluk nie 'n huis nie, maar die mense daarin. Nie die geld nie, maar die vryheid wat dit bring. Nie die werk nie, maar die betekenis daarvan en die roeping daarvan. Nie die perfekte lewe nie, maar die vermoë om die onvolmaakte lewe lief te hê. En dalk is die grootste vraag nie, hoe word ek gelukkig nie? Dalk is die vraag, wat beteken geluk vir my? Hoe lyk dit? Hoe voel dit? Wanneer laas het ek dit ervaar? En as dit vandag reeds hier is, sal ek dit herken. Want miskien is geluk nie die plek waar jy gaan arriveer nie. Miskien is dit die manier waarop jy reis. 'n houding, 'n bewustheid, 'n dankbaarheid, 'n vrede, 'n hart wat leer om te sê, Here, ek is nog op pad. Ek het nog my drome, ek het nog my vrae, maar dankie vir hierdie oomblik. Want miskien is geluk nie wat ek eendag sal vind nie. Miskien is dit iets wat ek vandag kan raak sien. En dalk het jy reeds meer geluk in jou lewe as wat jy besef. Jy het dalk net vergeet om stil te staan en dit raak te sien. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.